te wees en te kuier. Almal lyk so pragtig. En hulle sê mos hoe rooier, hoe mooier. En ek hoop julle almal het 'n geseënde Valentynsdag. Dit is die maand van liefde. En ja, ek hoop dit is 'n besondere dag vir julle. Ons is dankbaar oor die weer wat 'n bietjie koeler is. So dit help ook sommer klaar baie. Ek gaan so met my praatjie gaan ek ook sommer vir ons 'n geestelike gedeelte ook byvoeg en dan afsluit met 'n gebed. Maar alles gaan sommer so saamgevoeg word. Die tema vanoggend is AI in ons hand en liefde in ons harte. Nou, ek neem aan ons almal het selfone, maar AI staan vir Artificial Intelligence, kunsmatige intelligensie, en as jy 'n selfoon het, dan het jy AI. Alright, dit is nie iets wat ver is nie, jy sal klaar AI gekoppel. As dit sin maak vir jou. Ons leef in 'n wêreld wat ongelooflik vinnig verander. Elke dag is daar iets nuuts, iets slimmer, iets vinniger. Vandag kan jy 'n yskas amper kry wat kan sien en dink. Ja, regtig. Ek was self verbaas. Hy het 'n kamera in en 'n AI-program. So hy erken die voedselsoorte wat in jou yskas is. Hy hou rekord van wat min raak. En dan maak hy vir jou sommer self 'n inkopieslys. En as jy byvoorbeeld jou vrieskas oopmaak en jy sien, Jesus, ek het net hoender, dan is hy so oulik om vir jou te sê wat jy met die hoender kan doen. So hy gee sommer vir jou 'n resepie ook. En hy help dat jou kos nie afgaan nie, so jy mors ook nie kos nie. Maar dit is die wêreld waarin ons beweeg. Dis regtig ongelooflik as jy daaraan dink. Ek moet ook bieg dat ChatGPT en Microsoft Copilot het my sommer gehelp om hierdie praatjie te skryf en het dit nogal in Afrikaans ook gedoen. Nou dit klink seker snaaks party van die terme en ek gaan so 'n paar terme ingooi want dit is die taal wat ons baie keer praat as ons nou praat oor artificial intelligence. Maar baie van hierdie wonder, baie van ons wonder seker en ons is bang. Ek weet veral van die ouer generasie is bang vir hierdie AI. Want dit voel partykeer gaan dit ons werk wegvat. Gaan dit nie dalk korrupsie aanhelp nie? Is die wêreld nie klaar deur mekaar genoeg nie? So daar is 'n stuk onsekerheid oor waarheen hierdie AI op pad is. Tegnologie bring baie goed na die tafel toe. Maar soms vat dit ook baie weg. Ek dink aan 'n ou tannie daar by die ouete huis wat baie opgewonde was, want haar kinders en kleinkinders het van oorsee vir haar kom kuier. En nadat hulle mekaar nou hartlik welkom geheet het en vinnig gepraat het en alles, sien sy later hulle almal sit net op hulle selfone en hulle kyk basies net wat aangaan op die skerm. Niemand praat meer nie, niemand luister nie. En sy was so regte ou Duitse tannie met 'n goeie humeur. Sy spring toe op en sê, nou goed, ek gaan terug ouete huis toe. En daar vat sy haar karsleutel en sy ry terug ouete huis toe. Baie ontsteld oor hoe sy hanteer is deur haar eie familie. Dis een ding wat ons almal soort van kan identifiseer. Ek het nou die dag geluister hoe 'n paartjie met mekaar beklei daar by Wimpie. Die man sê, ag nee man, hier sit ek en al wat jy doen is kyk op jou foon. So dit raak nogal 'n groot probleem. Ja, dis hartseer ook.
'n rukkie terug het ek na hierdie Wool Magic toe gegaan en ek wou daar wol koop, maar ek het sommer daar 'n bietjie met die vrou gesels en ek vra toe vir haar, wanneer begin julle of hoe kan ek inskakel by julle hikkel en breiklassie? Sy sê toe vir my, nee mevrou, deesdae kyk almal op YouTube na tutorials. Hulle kom nie meer by mekaar nie. Jy moet Deelkres toe gaan of ek weet nie wat 'n plek toe nie, daar is nog ergens 'n hikkelgroepie. Maar dit is nie meer 'n algemene ding dat mense by mekaar kom om kuns te doen of om saam ietsie te sit en saam te kuier oor 'n koppie tee nie. Dit voel so, nou word jy YouTube toe verwys as jy iets wil weet. En ek moet sê, YouTube is nogal baie slim en ek raak bietjie geïrriteerd want daai vrou kry alles reg en my vingers plak met die gun glue vas en die projek kom alles behalwe uit soos wat die vrou verduidelik het op YouTube. Maar dis deesdae die wêreld waarin ons ingaan en dis nie dieselfde as wat ons graag saam kuier en sit en lag nie, saam tee of koffie drink en saam stories deel nie. Een ding wat nogal waaroor ek baie dink deesdae is saam kuier. Ek glo dat COVID ook gekom het en hy het ons kuiergewoontes totaal en al verander. Ons het stiller geraak, ons het meer afgesonderd geraak, ons het meer ons eie ding nou maar in en om die huis gedoen en nie meer so gekuier soos wat ons graag gedoen het nie. En toe COVID nou klaar is, toe kyk ons met ander oë na die dinge wat ons geniet het in die verlede. Ek weet ook, ons het ons vlytige vingergroepie hierso op 'n Dinsdag en ons het wonderlike werksame dames in die gemeente. Maar dalk, en dit is 'n saadjie wat ek by julle wil laat vandag, dalk is daar plek vir nog. Dalk is daar plek vir nog kuier. Ek wil iets deel wat my regtig geïnspireer het, want Januarie bring ons altyd 'n tyd waar jy 'n bietjie dink oor jou lewe en jou doelwitte vir die jaar. En ek het toe op, nou gaan ek weer vir julle 'n snaakse naam gee, LinkedIn. LinkedIn is 'n website waar baie mense heen gaan as hulle CV's daar wil sit of 'n bietjie profiel van jouself wil maak oor wat jy doen in die lewe en so aan 'n bietjie netwerkwerk doen. Nou, hulle het vrouens aangemoedig om 'n Zoom meeting te hou waar jy vrouens oor die hele wêreld ontmoet. En die hele doel was om die vrouens te motiveer om sirkels te begin. Nou, ja, dis interessant om met 'n vrou van New York te praat en 'n vrou miskien daar uit Korea. So, wat hulle ook gesê het vir die vrouens, besluit jy wat naby jou hart lê, waar jou ervaringsveld lê en dink daaraan ietsie wat jy graag 'n sirkel wil begin. Ons het natuurlik die meeste hartjies opgestuur vir die vrou wat gesê het sy wil 'n groep begin vir vrouens wat sukkel met premenopausal simptome. Maar dit is byvoorbeeld net 'n gedagte van die groepie waarmee sy wil begin. Sy wil begin met vrouens wat sukkel met menopause simptome. Dan was daar ook ander vrouens wat nou baie in diepte wou gaan en hulle wou die ongelykheid van vrouens aanspreek in die wêreld of hulle wil 'n platform daar stel waar vrouens meer kon hulle stemme laat hoor. Maar dit het die gedagte by my laat opkom is, hier is soveel verskeidenheid vrouens in ons gemeenskap met verskillende behoeftes.
Ek gaan net 'n paar noem, net om julle gedagtes aan die gang te kry, maar ek dink byvoorbeeld aan 'n boekleesgroep, of 'n boekleessirkel, of wat van 'n rekenaarvaardigheidssirkel, waar jy 'n probleem het om net jou WhatsApp te verstaan. Of jy kan na die persoon gaan en sê, hey, vertel vir my 'n bietjie meer van dit. Of ek sien almal is besig met Excel. Ek wil ook nou kolomme maak. Of 'n handwerksirkel, 'n tuinmaaksirkel, 'n stapsirkel, 'n huiswerkhulpsirkel, enkelmaasirkel, tienersirkel, musieksirkel, danssirkel, 'n Kalinetics of 'n yoga sirkel, fietsrysirkel. En my gunsteling een, die sirkel vir wyn en gesels. So dit is nie dit is nie die idees wat ek by julle laat, want ek dink dat ons is so vir my is vrouens so uniek en hulle ervaringswêreld is so uniek. Maar ek mis baie keer iemand wat net jou wil 'n bietjie help met iets in die lewe wat jy mee gehelp wil word. En ek weet daar is vrouens wat dit kan doen. Hulle is self miskien nie bewus daarvan nie. Maar ek sou graag wil leer hoe om 'n YouTube video te maak. Of sulke dinge, of ek weet nie, daar seker meer dinge wat julle ook graag wil weet. Ek is nou heeltemal besig om van die punt af te wyk, maar daar's een ding wat ek geleer het, wat ek vreeslik geniet om met ou mense te werk. Maar een ding wat ek geleer het, as jy graag wil oud word, sinvol oud word, dan moet jy altyd nuuskierig bly. Jy moet altyd jouself uitdaag om nog iets te leer. Party van daai tannies in die 90 slaap nie eers in die middag nie, want hulle is bang hulle mis iets. Nou as jy daai tipe persoonlikheid het, kan ek jou beloof, jy het 'n lang lewe. So, miskien kom jy by 'n punt waar jy voel, jy wil nie meer van dit weet nie, of jy is te bang vir dit. Daag jouself uit, om iets nuuts te leer. Daar is baie om nie te leer. En wat vir my wonderlik is hierdie artificial intelligence het vir ons amper nuwe deure begin oopmaak. Maar om terug te kom na artificial intelligence, AI is nie 'n vyand nie. Dis 'n hulpmiddel. Dis 'n gereedskap in jou hand. Ons almal geniet mooi foto's op WhatsApp, of 'n snaakse kat video, of ons geniet die kreatiwiteit op Pinterest. Ons praat met familie oor see met WhatsApp, ons praat met hulle in Zoom of op Teams. Ons bank op ons fone, ons horlosies vertel vir ons wat is ons hartklop en ons slaappatroon. Die GPS help ons dat ons nie verdwaal nie. Om die waarheid te sê, ek het baie lanklaas gehoor van iemand wat sê, yes, ek het in my moer in verdwaal. Maar tog, liewe mense, liewe vriendin, in hierdie wêreld wat so vinnig verander, waar alles slimmer en meer digitaal raak, is daar een persoon wat nooit verander nie. Een wat nie 'n opdatering nodig het nie. Hy het nie Wi-Fi nodig nie, en sy battery word nooit pap nie. Dit is God. God bly dieselfde. Gister, vandag en môre. Hy kyk nie na jou foon se model nie. Hy kyk na jou hart. Hy tel nie jou likes nie. Hy tel jou trane. Hy meet nie jou data nie. Hy meet jou liefde. AI kan dalk dink, dit kan bereken, dit kan organiseer. Maar dit kan nie daai eensame mens vashou nie. Dit kan nie saamhuil nie. Dit kan nie troos nie. Dit kan nie lief hê nie. Dit is nog steeds ons werk
Dis hoekom God vir ons hier gesit het. Nie om slimmer as masjiene te wees nie, maar om sagter te wees, warmer, om meer mens te wees. Ek geniet so as die robot vir my vra of ek 'n robot is. Ek is nie 'n robot nie, ek is 'n mens. Om weer saam te sit, om te lag, om hande vas te hou en om mekaar regtig raak te sien. Want geen skerm kan ooit 'n drukkie vervang nie. Romeine 12 vers 2 sê vir ons, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, julle gemoed. Dis die belangrikste verandering. Nie nuwe toestelle nie, maar nuwe harte. Mag ons altyd AI in ons hand hou, maar liefde in ons harte dra. Ek wil graag afsluit met 'n gebed. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir elke vrou hier vandag. Dankie vir haar lewe, haar besondere stories, haar hart wat liefde dra. Dankie vir 'n wêreld vol nuwe dinge en nuwe moontlikhede. Maar help ons om nooit die belangrikste deel te verloor nie. Leer ons om stadiger te leef, om mekaar raak te sien, om meer te luister, om vinnig lief te hê. Help ons om tegnologie wys te gebruik, maar dat ons harte altyd sag en oop sal bly. Vernuwe ons gedagtes, vernuwe ons harte, maak ons draers van u lig en u liefde, waar ons ook al gaan. Here, ons kies vandag liefde in ons harte. Ons kies vir u. Amen. Baie dankie, dames, en ek hoop julle geniet die dag. Ek gee oor aan Elsie.